Goeiedag, ek is Gerard van die kerk saam met jou op reis deur die Bybel in 1 jaar. Vandag lees ons Matteus 20 vers 17 tot 34. En samevattend wil ek graag hê ons moet na die volgende paar gedagtes kyk. In Matteus 20 vers 17 tot 19 voorspel Jesus vir die 3de keer sy dood en sy opstanding aan sy disippels. En die disippels het dit nie verstaan nie, want net daarna gaan dit vir hulle oor wie die belangrikste is, wie sit links en regs van Jesus. Terwyl Jesus vir hulle hele les wil gee van leierskap in God se koninkryk, gaan oor nederigheid, opoffering en diensbaarheid, om ander te dien in liefde, nie oor mag en dominansie nie. En Jesus gaan loodreg teen die verwagting dat hy die Romeine gaan verslaan, soos wat hulle verwag, en die Jode vrymaak, maar hy maak dit duidelik dat sy pad leiding behels, en sy volgelinge moet verstaan, dat grootheid in God se koninkryk nie gaan oor heerskappy oor ander nie, maar oor dien. Dan sien ons die gedeelte in Matteus 20 vers 20 tot 28, waar die moeder van Jakobus en Johannes vir Jesus vra, dat haar seuns posisies van mag links en regs van hom moet kry. En dit net na wat ons gelees het in Matteus 19 oor die ewige lewe. En dan vra ek myself af, maar het hulle gemis wat Jesus vir hulle sê, want die wêreld wil hoë status hê, wil mag hê, wil gesien word, maar in God se koninkryk word grootheid anders gedefinieer. In God se koninkryk word grootheid gedefinieer deur diensbaarheid in liefde. Jesus leer ons dat die wat lei, moet dien. Leierskap gaan oor selfopoffering en om ander se belange bo jou eie te stel, selfs tot die punt waar jy lei, net soos wat Jesus vir my en vir jou gedoen het aan die kruis. So met ander woorde, Jesus leer ons hier, ons moet nie ander mense gebruik nie, maar dien. Dan kom ons in 'n baie mooi gedeelte, Matteus 20 vers 29 tot 34, waar Jesus uitstap uit Jerigo, en 2 blindes wat hom aanroep sê, Here seun van Dawid, en vra vir sy genade. En die mense bestraf hulle, en ten spyte van die feit dat mense met hulle raas, volhard hulle, en hulle roep vir Jesus en vra hom vir genesing. En hier is my 2 goed wat uitstaan. Die eerste ding is dat geloof en volharding, selfs wanneer dit moeilik gaan, selfs wanneer jy geopponeer word, selfs wanneer jy wil vertel word, bly stil, is daai geloof en volharding belangrik om Jesus te volg. En die blindes, ten spyte van die mense se pogings om hulle stil te maak, wys hulle diep vertroue in Jesus se vermoë om hulle te genees, en met vasberadenheid, en word nie ontmoedig nie, hou hulle aan, en wat is die beloning? Hulle kan sien. Maar wat ook vir my interessant is, boonbehalwe Jesus se passie vir die mense wat hy hier weer eens uitwys, en sy bereidwilligheid om te dien, ten spyte van die feit dat hy op pad Jerusalem toe is. Wat vir my ook hier uitstaan is, dat die blindes kon sien, dat Jesus die beloofde Messias was, want hulle roep hom, Here, seun van Dawid, terwyl die siende mense om hulle, blind was vir die waarheid, dat Jesus die Messias is. So ja, Jesus antwoord ons op ons geloof, en hy sê vir die blindes hier, jou geloof het jou genees. So, my en jou geloof speel 'n aktiewe rol, wat lei tot ons verandering om al meer soos Jesus te word. En Jesus wys ook hier sy medelee, toe hy die 2 genees, wat kosbaar is, en dankie dat Jesus steeds vandag ons nog wil genees. So vraag vir my en vir jou om mee af te sluit. Is ek en jy bereid om te dien bo ons wêreldse posisies? Ander te dien bo wie ons is in die werkplek, in ons huise, in ons families? Is ek en jy bereid om in geloof te volhard, om volhardend voor Jesus te staan, om genesing te ontvang, verandering te ontvang, herstel te ontvang, sy gees te ontvang?
En is ek en jy besig om medelydend te dien in sy liggaam? Ek bid dat dit my en jou hart sal wees vandag. Groete en seënwense.